Daar is helde en dan is daar helde. Daar's helde wat in die annale van die geskiedenisboeke opgeteken staan waaroor ons lang stories kan lees. Daar is helde wat standbeelde het en plake en geboue het wat na hulle vernoem is. En dan is daar 'n ander soort held. Hulle name word nie in die annale van die geskiedenisboeke opgeneem nie. Hulle is nie wyd bekend aan almal nie. Daar word nie vir hulle standbeelde opgerig en erkenning gegee deur 'n plaak of 'n gebou na hulle te vernoem nie. Hierdie helde is ons ma's. Ja, vriende, hulle is die ongesonge helde van ons lewens. Biddende, gelowige ma's. Die Bybel praat daarom van 'n klompie van hierdie soort helde. Daar was natuurlik Hanna. Hanna wat kindloos was, wat Samuel van die Here afgebid het en aan die Here uiteindelik toegewy het. En ons weet wat 'n geweldige rol Samuel uiteindelik in die geskiedenis van Israel gespeel het. Een van die pragtigste helde is natuurlik die held Jochebed. Sy het haar seun in geloof ook aan die Here opgedra. Sy het Moses beskerm toe hy in baie groot gevaar was. Sy het die Here met haar lewe vertrou, lees ons in die Bybel. En uiteindelik 'n baie groter rol gespeel in die geskiedenis van Israel. Want nêrens word sy so 'n heldeverering gegee soos wat Moses ontvang het nie. 'n Ma met 'n diep geloof. In die Nuwe Testament kry ons die jonge ou meisietjie Maria, skaam seker en teruggetrokke, oorweldig deur dit wat met haar gebeur. Gee sy geboorte aan die Heiland, ons Here Jesus. En soos 'n ma, het sy dikwels teruggedink aan al die dinge wat gebeur het rondom Jesus se lewe en wat dit beteken, so lees ons in die Bybel. Die dag toe hy aan 'n kruis sterf, toe staan sy daar aan die voet van daardie kruis. Gebroken, stikkend, vir haar seun. Dan is daar in die Bybel, die Nuwe Testament, die Kanaanitiese vrou, wat aanhou pleit by Jesus, om haar dogter te genees, totdat hy dit doen. Wonderlike voorbeeld van iemand wat nie deel was van God se volk nie, maar wat 'n stuk geloof in Jesus geopenbaar het, wat geen grense geken het nie, terwille van haar kind. Al hierdie vroue herinner dat 'n moeder en haar gebede vir haar kinders nooit tervergeefs is nie. God hoor 'n ma se gebed op 'n besonderse manier. God verstaan 'n ma se gebed op 'n baie besonderse manier. En hy werk op 'n besonderse manier met elke een van ons moeders se gebede. Biddende moeders se nalatenskap strek veel verder as net haar eie kinders. Haar invloed loop vir geslagte en geslagte na haar. Word sy geëer in ongesonge musiek vir haar gebede, vir haar kinders. Daar's die pragtige voorbeeld
van van Monica. Monica was die moeder van Augustinus, een van die grootste kerkvaders, een van die kerkvaders wat die grootste invloed op die kerk gehad het van sy tyd. Eintlik heel onbekende vrou, 'n onbesonge ma, baie minder bekend as haar bekende seun uiteindelik. As sien, Augustinus was 'n rowwe kerel. Hy was dekadent. Hy het immoreel gelewe. Hy het die Here vervloek. Maar sy het aanhou bid tot hy uiteindelik tot 'n radikale bekering in sy lewe gekom het. 'n Ma se gebed. Ja, vriende, daar is van die mooiste voorbeelde in hierdie wêreld is dikwels juis daardie onbekende, onbesonge ma's wat elke aand langs haar bed kniel en vir haar kinders bid. Dikwels weet hulle nie eers daarvan nie. Dis daardie ouma wat in haar Bybel 'n klompie name neerskryf sodat sy elke keer kan onthou vir wie sy moet bid. Haar kleinkinders, haar kinders. En dat sy gereeld vir hulle moet bid. Daar is die ma's wat aanhou bid en aanhou glo, ten spyte daarvan dat hulle kinders die pad totaal en al byster geraak het en net aanhou totdat daar 'n radikale verandering in hulle lewens kom. En selfs daarna biddende ma's, helde. Biddende ma's verander nie altyd die omstandighede waarin hul kinders is en hul kinders groot word nie. In elk geval definitief nie onmiddellik nie. Maar wat 'n biddende ma doen, is om haar kinders, telkens in gebed terug te bring na die liefdevolle arms van 'n liefdevolle Vader. Hierdie onbesonge helde, ma's, ouma's, eer ons vandag op hierdie Moedersdag. En ons sê dankie. Ons sê dankie vir julle liefde, ons sê dankie vir julle sorg, ons sê dankie vir julle geloof. Maar bovenal vir elke liewe gebed wat ook vir ons as julle kinders gebid is.